Daar is so baie dinge in ons lewens, wat God se hand in ons lewens is, maar ons loop met oogklap, ons kan dit nie raak sien nie. Dit gebeur elke liewe dag. Die oggend as jy wakker word, is die grootste genade wat jy van God kan kry, is om in die oggend wakker te word, om te kan opstaan. Nou, my tema vir oggend, hoe naby leef jy aan God? Hoe naby leef jy aan God? Die man se buurman koop 'n splinternuwe voertuig. En die volgende oggend sien hy, joh, maar sy buurman is besig om hy voertuig te stoot. En hy gaan na hom toe en hy sê, nou hoekom stoot jy nou die nuwe voertuig? Hy sê, want daai knop hy sê push to start. Mense, as daai man net die owner's manual gelees het, so is dit met ons as Christene. Jy bekeer jouself, jy laat jouself doop, maar die owner's manual lees jy nie. Jy weet nie wat hy vir jou wil sê nie. Jy weet nie wat God van jou verwag nie. Nou, God het hierdie woord vir ons ingegee, as 'n riglyn van hoe ons moet lewe. En van hoe ons moet wees, en wat ons geloof moet wees. Dit is dieselfde as hierdie straaltjie, die bedelaar wat by die bouwinkel instap. Hy sê hy soek 'n trok vol sand, maar hy wil dit in 12 maande betaal. Hulle sê toe vir hom, daar is nie so ding hier nie, en die klerk raak nader advies vir hom, maar die boemelaar hou aan. Die boemelaar sê, waar is die eienaar? Hulle sê, nee, hy is daar bo in die kantoor. En die boemelaar stap op, en hy gaan nou in die top, en hy stap net in. Die eienaar staan op, en hy sê, wat nou? Hy sê, ek wil 'n trok sand koop. Hy sê vir hom, hoekom? Hy sê, vir die kerk wat hulle wil bou. Hy sê, nee, maar is reg. Hy sê, maar, ek soek dit oor 12 maande. Toe val daai eienaar neer op sy knie en hy begin te huil. En hy staan op en hy haal 'n briefie van sy lesenaar af, waar hy 'n nota skryf vir God. Gee my 'n teken van iemand wat inkom om 'n trok sand te koop oor 12 maande. Daai eienaar was op die punt om selfmoord te pleeg. Toe kom daai man ingestap. Toe sê die bewys van God af. Toe sê daai eienaar, hy gee al die gereedskap en die toerusting om hy kerk te bou verniet. Dis geloof. Waar geloof staan? Nou, ons moet net besef, dat God elke sekonde van die dag met jou is. Mense, daar is nie 'n tyd van die dag wat hy nie saam met jou is nie. Hy is altyd daar. Sy hand is altyd hier so by jou hand. Jy moet net so maak en opvat. Hoe naby ons aan God lewe is ons eie keuses. God is altyd daar. Jou eie handelinge kan jou verhouding met God skade doen. Mense, as jy die hele dag soos 'n brombeer loop en sê ek is 'n mislukking. Kyk daai ou stuk kar van my. Hierdie werk van my, jy is altyd negatief. Dan gaan jou verhouding met God negatief raak. God hou nie van trotsaards nie. Hy hou nie van kwaadstokers nie. Hy hou nie van mense wat nie omgee vir hulle medemens nie. En God het ons alles gegee om Jesus Christus naby ons te hou en dit is in die woord van God. Dit staan presies daar geskryf hoe ons moet lewe. Dit help nie ons kom Sondag hier in die kerk en ons amen en halleluja is as ons sing en as jy gepraat word hiervoor. Maar as jy uitstap, jy kom by jou huis, dan is dit een vloek op die ander. As jy by die werk kom, is dit een vloek op die ander. Dit help nie. Jy kan nie God dien en ook Mammon met dieselfde mond nie. Daar kom die vars water en brakwater by dieselfde fontein uit nie. As Jesus binne jou is, sal jy nie sulke lelike dinge doen en sê nie. Ons is te gemaklik om te sê, dit is 'n spreekwoord wat ons as mensdom te maklik gebruik. Ag, maar dit is menslik. Ek het daai woordjie gesê, dit is menslik. Ek het daai dingetjie by die werk gevat, dit is menslik. Mense, as Jesus in jou is, sal jy nie vir die wêreld se begeerlikhede val nie. Period. Jy sal nie val vir die wêreld se begeerlikhede nie. Verder leer die woord van God ons ook van die wapenrusting van God wat ons moet aantrek, soos in Efesiërs 6, verse 10 tot 20. Julle kan dit lees by die huis.
Met die rusting aan en gewapen met die evangelie van God, is ons onoorwinne. Mense, jy kan nie oorwin word nie. Kyk wat het met Goliat gebeur. Dawid, 'n klein mannetjie, het hom oorwin. Kyk vir Noag. Kyk vir Samson, met God aan hulle sy. Wat het gebeur? Hulle het oorwin. Niks kan jou oorwin nie. Ons moet wag op Jesus se tyd, nie ons tyd nie. Ons moet wag op sy wil, nie ons wil nie. Ons moet nie God se hand probeer speel nie. Ons het net nou gesing daarso, tyd is in sy hand. Mense, het jy al nie oggend as jou selfoon afgaan dat jy moet opstaan, het jy hom 1 of 2 keer gesnoes. En dis in die tyd wat ons nou is in hy snoestye. Hy beseringstyd op 'n rugbyveld, ons is daar nou. Is tyd dat ons nader beweeg aan God. Daar gebeur so baie dinge in ons lewens waar ons God nie geken het nie. En dit is 100% ons eie skuld dat ons dan val. Want ons wag nie op God se antwoord nie, ons probeer dit doen op eie insig. Kyk vir Noag. Hy het naby aan God geleef, hy was 'n regverdige mens. In Genesis 6:9 lees ons hoe Noag met God gewandel het en deur dit is sy gesin gered van die sondvloed. In Genesis 5:24 lees ons van Henok wat met God gewandel het. Hy is toe weggeneem. Henok het volgens vers 22 nog 300 jaar saam met God gewandel. Wat hy God naby aan hom gehou het, 300 jaar. Ons kan dit nie eens doen vir 30 jaar nie. En weet jy wat, jy kan oefen om naby aan God te lewe. Jy kan oefen. 1 Timoteus 4:7-8. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefeninge is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordigheid en die toekomende lewe het. Dit verg deursettingsvermoë en toegewydheid. Mense, dit is moeilik vandag se dae om volkome vir God te lewe. Daar is so baie dinge wat jy probeer aftrek, om elke hoek en draai as die Satan daar, hy probeer sy voet voor in elke deur van jou kry. En as jy hom toelaat, as hy deur die se skreefie oop is, en hy daai vinger van hom in hy deur in, is dit verby. Ons moet waak daarteen, ons moet nie die Satan in ons lewe toelaat nie, en as Jesus naby ons is, sal dit nie gebeur nie. Mense, elke mensoefenprogram lyk anders, maar daar's 2 dinge wat dieselfde lyk. Die woord van God, wat ons moet lees, en gebed. Dit bly dieselfde vir almal. Leer die woord van God ken, ander woorde memoriseer dit. Ek sê nie jy moet die woord vir woord gaan leer nie, maar leer kernverse in elke hoofstuk en elke stuk vir jou. Dan as iemand met jou praat oor iets en dan dink jy aan daai kernverse, dan gaan jy vir hom sê, hoorie, maar daar staan dit. Dan kan jy vir hom skrif gee. Dan kan jy vir hom leer uit die woord van God uit. Nou, dit is soos toe jy in die skool was, met eksamentye opsommings maak. Jy het al die belangrikste dinge neergeskryf. Net so moet jy al die belangrikste dinge vir jou neerskryf in die woord van God. En dit leer ken. En dit memoriseer. Daar's mense daar buite, as jy vir hulle sê, en toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. As jy vir 'n persoon daai ding lees vir een van daai persone, gaan hy vir jou presies sê waar dit staan, op watter plek, waar op die bladsy. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar daar is mense wat so is. Bestudeer die woord van God. Ons leer die Here ken deur sy woord te bestudeer en lees. Die Here gebruik sy woord om ons te lei in alle reg en in alle waarheid. Kobus het vir julle ruk terug 'n preek gebring oor die GPS. Dit is ons GPS. Dis die riglyn wat God vir ons gee. Dit is soos om 'n nuwe voertuig te koop, waar die push to start knoppie is. As jy hierdie ding lees, sal jy nie daai voertuig stoot nie. Jy sal hom gebruik waarvoor hy daar is. En dan ons moet bid sonder ophou. Ons lees oral dat Jesus gaan bid het. Oral het hy gaan bid. Sonder gebed kan ons nie naby die Here lewe nie. Jy kan nie, mense, jy moet met God praat. Jy moet, daar's geen maybe nie, jy moet, dit is 'n moet. Kom ons lees Paulus se gebed in Efesiërs 3 vers 14 tot 21.
Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan hulle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, luister weer, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Mense, dis die breedte, diepte, lengte en hoogte van die woord van God. As jy heilig lewe, sal jy begin verstaan wat God vir jou wil sê in die woord. En die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot alle volheid van God, tot al die volheid van God. Mense, dat jy gebore kan word, wedergebore kan word, dat jy gedoop kan word met die Heilige Gees. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles, wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Om naby God te leef, beteken ook dat jy tot eer van God moet leef. Tot eer en verheerliking van God moet leef. Nou, hoe leef ek tot eer van God? Maklik, Kolossense 3 vers 16 tot 17. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God deur hom. Alles wat jy van God vra, moet jy vra deur Jesus Christus. Jy moet dit alles vra in Jesus se naam. Vers 16 spel dit duidelik uit. Leer die woord ken. Dit gee die wysheid, sodoen sal jy sien en weet wat God van jou verwag. Bid sonder ophou. Loof en prys die Here waar jy ook al is. Maak sy naam groot. Vertel die mense van God die belangrikste van alles. Vertel die mense wat God vir jou doen. Vertel die mense wat God vir jou beteken. Mense, bring die woord van God uit na buite toe. Daar's baie gebroke mense daar buite wat net een woordjie kort om hulle koppe terug te draai na die Here toe. Wie sê daai persoon wat langs die pad staan en bedel, is nie so 'n persoon nie. Hy kort dalk net daai woordjie van God is lief vir jou om hom te laat terugkeer na die Here toe. Maar ons ry verby, so, ons wil nie hy moet ons sien nie. Maar hy sien ons. Psalm 145 vers 18 tot 19. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulproep en verlos hulle, wat Kobus net nou gesê het voordat ons begin het met die diens, van dat jy godsvreesend moet wees. En hy sal jou gee. Hy sal jou vervul. Vers 2 gee vir ons wonderlike vertroosting dat die Here naby is. In die Ou Testament word daar op baie maniere gepraat van God se nabyheid aan ons. Soos Psalm 23 praat van God se guns en goedheid wat jou agtervolg. Wat hy gesê het, God is alomteenwoordig, hy laat jou nie agter nie. Hy sal jou nooit agterlaat nie. Hy wag net dat jy moet sê, Here help my, hier's ek, vat my. Lei my in u weg. Dis waarvoor hy wag. Dan gaan ek kyk ons gou wat sê Psalm 145 vers 14. Die Here ondersteun almal wat val en hy lig almal op wat neergebo is. Mense, dis nie hoe hard jy val. Dis hoe vinnig jy opstaan. Hoe langer jy lê, hoe moeiliker staan jy op. En neergebo, as jy buig voor God, dan rig hy jou op. Gaan in gebed met God altyd, wanneer jy kan, maak nie saak waar jy is nie. Al dink die mense, daai ou is mal, hy praat met homself, laat hulle dit dink. Jy praat met die Here. Is jy skaam vir die Here? Ons is nie skaam vir hom nie. Ek wil julle vra om in julle stilte tyd Romeine 8 te lees. As julle die stuk lees, sal jy sien hoe God ons beskerm en altyd by ons is. Hy beskerm jou. Mense, as julle daai stuk lees, gaan julle sien.
Ons het nie rede om te worry nie. Ons het nie rede om bang te wees nie. Ons het nie rede om te bekommerd te wees oor waar die brood môre vandaan gaan kom nie. Glo net, geloof. Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaar, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Mense, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy moet daai dubbelgesindheid in jou hart met jy uitlos. Jy moet dit weg uit jou lewe uitstoot. Maar kies reg. Kies die lewende water. Kies God die Vader. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoeveel kere voel julle of julle het in 'n muur vasbid? Jy bid, maar dit voel nie of hy gebed verder as jou kamer gaan nie. Dat jy nader aan so voel dat jy sommer net sê amen en dan opstaan. Mense, dis wanneer iets in jou lewe verkeerd is, daar's iets wat jy moet regmaak. En ons self veroorsaak dit in ons lewens. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry wees. Luister mooi van hierdie vers. Hierdie vers het my so aangeraak toe ek kom sien, want ons sien dit oral deur in die hele wêreld. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mense, wow. Jy kry 'n stukkie breinbrood met botter en werk toe. Maar die ouetjie langs jou het nie 'n stukkie breinbrood droog om werk toe te vat nie. Maar jy klaar. Ag, my vrou het al weer net brood en botter. Maar minstens maak jy jou eie toebroodjies. Verstaan julle, dit is ons slaaf vir alles wat ons het. Ja, ek wil 'n nuwe Mercedes ry. Ek wil 'n pragt huis hê. Ek wil graag 'n werk hê waar ek meer betaal word. Ek wil graag diersteaks eet elke liewe dag. Mense, wees tevrede met wat jy het. Dit wat jy het, is daai ou daar buite op die straat se wens. Dit wil hy hê. Daai ou Fiat wat ek ry, dis daai ou wat elke oggend 10 km werk toe loop. Dit is sy Mercedes. Hy soek hom. Die witbrood met brood en jam wat ek inkry, werk toe. Dis die ou wat langs my is wat nie kos werk toe kry nie. Dit is sy dikstyk. Dit is hoe dit is, mense. As ek op 'n warm dag in my ou Fiat ry, ek het sy fan werk nou nie meer uit opgepak. Maar toe nog gewerk het en jy sit die aircon aan en jy drink 'n yskoue koeldrank. Daar by Midwaterspar se robot staan 'n ou dame wat daar staan in die middel. Haar gesig is al so hard, lyk soos leer wat gebrei is van in die son staan. Mense, ek kry so skaam as ek verby haar ry en ek sit in die kar en ek het 'n koue koeldrank om te drink. Dan sien ek eers wat se guns en liefde en genade en seëninge ek van God ontvang. Dis dan wanneer jy die werk van God se hand in die lewe kan sien. Is dan wanneer jy vir God moet sê dankie en Here, ek sal nie meer kla oor dit wat ek het nie. Ons het 'n bed om in te slaap. Ja, die bed loop so. Maar jy slaap in 'n warm bed. Jy bly in 'n huis, jy is onder dak, al is dit twee huise wat hulle een gemaak het. Jy slaap warm. Jy het brood in jou yskas. Daar's vleis in jou diepvries. Sê vir God, dankie vir dit wat jy het. Mense, dis al daai dingetjies. Ek het nou die dag toe gaan sit ek daar by die werk, lunchtyd. Sit ek daar toe, sê ek wil 'n bietjie uitwerk, hoeveel keer per dag moet ek vir God dankie sê. En weet julle, ek het by 300 opgehou, en dit was nie eens in 1 uur se tyd nie, wat ek gedink het nie. Hoeveel keer dink jy nie moet ons vir God regtig dankie sê in elke dag nie? Nou, tel jou kruis op en stap saam met Jesus Christus. Neem jou kruis op, mense. Neem jou kruis op.
Of as jy skaam vir die Here as jy mense jou begin vra, is jy 'n Christen, dan sê, hoor ek moet gou soheen toe gaan. As jy skaam vir die Here, erken jy God se bestaan? Of as jy by die werk is en daar dalk van jou seniors wat Indiërs is, wat moslims is, as hulle begin praat oor hulle geloof, staan jy by hulle of loop jy weg? Praat jy met hulle oor jou geloof, maar hulle praat oor hulle geloof? Hoekom dink julle word die Christene vervolg deur die moslems en daai klomp mense? Nie omdat hulle geloof reg is nie. Hulle is bang vir God. Hulle is bang vir wat God kan doen. Hulle is bang waarvoor God staan. Hulle is bang. Mense, en weet julle, jy hoef nie, kom by daai stuk. Jy hoef nie vir Satan te aanbid nie. As jy nie God se wil uitoefen nie, speel jy klaar nie Satan se hande in. Hy is nie bang omdat jy kerk toe kom nie. Maar hy is bang wanneer jy God se wil uitoefen. Dis wanneer hy bang is. Hy wil van God, weet julle, so hartseer as mens kan sien op van die kerkgroepe waar ek behoort, as een persoon iets opsit, jy kan sien die persoon is nog nie sterk in die Here nie, so die ding wat hy praat hy nie heeltemal reg nie. In plaas van hom reg te help, moet jy sien hoe val die mede-Christen hom aan. Mense hulle sê daai persoon so sleg, dat daar sal 'n paar keer wat ek gesien het, daai persoon is sommer af van die groep wys weg. So hulle daai persoon weggejaag van God af, in plaas van hom reg te help. En dis wat in ons lewens gebeur vandag. Ons sien nie die son oor 'n ander persoon skyn nie. Jy doen glad nie. Daai storie van jou Lucy, dit is daar. En pas op vir 'n geestelike hoogmoed. Hoogmoed kom tot 'n val en tot 'n verskriklike harde val. Jy val mense, jou bene klap, jou kakebeen klap, alles klap as jy val. Nou, gaan ek julle 'n vraag vra. Jesus was bereid om sy lewe af te lê vir ons. Is ek reg of verkeerd? Is jy bereid om jou lewe af te lê vir Jesus? Is jy bereid om jou lewe af te lê vir die evangelie van God? Is jy bereid as daai swaard teen 'n nek gehou word te sê, ek sal nie my God verloon nie? Is jy bereid om dit te sê? Is jy bereid? Nou, hoe naby lewe jy aan God? Tot sover. Kom ons sluit die oë. Dierbare God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie vir die woord wat uitgegaan het. Hemelse Vader, U is die lewegewer. Almagtige Vader, dankie vir al die liefde en die genade wat U vir ons het. Dankie vir al die seëninge. Hemelse Vader, ons bly die dinge nie wat ons het verdien nie, maar U leenlikheid genade uit. En in die kragtige en magtige naam van U Seun Jesus Christus, ons verlosser, redder en saligmaker. Amen en amen.